Welkom by Tyniqua Sorgsentrum, 'n plek waar meegevoel en waardigheid eerste kom. Geleë in George, Suid-Afrika, bied ons 'n veilige en koesterende omgewing vir bejaardes. By Tyniqua glo ons in persoonlike sorg. Ons toegewyde span verseker dat elke inwoner die ondersteuning ontvang wat hulle nodig het. Of dit nou bystandswoning, verswakte sorg of onafhanklike woon is. Ons bied 'n weksdienste aan wat ontwerp is om lewensgehalte te verbeter, van daaglikse bystand tot mediese sorg. Alles binne 'n warm en verwelkomende gemeenskap. Die lewe by Tyniqua gaan oor meer as net sorg. Dit gaan oor verbinding. Ons inwoners geniet aktiewe deelname aan stimulerende aktiwiteite, sosiale geleenthede en welstandsprogramme wat hulle aktief en vervuld hou. As 'n nie winsgewende organisasie is ons verbind tot die beste moontlike sorg. Ons is egter baie afhanklik van donasies uit die privaat sektor om ons missie voort te sit. As daar een ou is wat kan getuig van die lekker is dit ek, want ek is byna 14 jaar hier, so ek het ondervinding. En wat die inwoners betref, daar's 'n kameraderie onder hulle wat ek by nie ander plekke sien nie. Daar word bingo gespeel, as Ramie Kapokanesta en bowls wat groot, as die getalle vir die bowlspelers, hulle groei elke keer. Daar's rek en strek oefeninge, die kos is uitstekend, ons kry gebalanseerde etes. Ek sal verenig en aanbeveel om hierna te doen, maar dit is bekostigbaar en dit wat ons hier kry vir dit wat ons betaal is uitstaande. Die steun maak 'n verskil. Elke bydrae help ons om troos, waardigheid en gehalte sorg te bied aan diegene wat dit die meeste benodig. Goeiemôre en baie welkom by Tyniqua. Ek is Alani Voog, die bestuurder hier by Tyniqua. Ek wil graag ons voorsitter aan u bekendstel. Dit is Toby Norke. Oom Toby, dit is 'n baie groot voorreg om oom hier te hê. Hoe lank is oom al betrokke by Tyniqua? Dankie Alani, ek is net so 14 jaar betrokke by Tyniqua. Hoe het oom betrokke geraak by Tyniqua? Kyk, my vrou Lenet, my oorlede vrou het hier gewerk. Sy was so 15-16 jaar gelede nog hierso. En my skoonma was later ook in Tyniqua. Sy het in kamer nommer 3 gewoon. Sedertdien vir die laaste 9 jaar is ek nou voorsitter van Tyniqua se beheerraad. Dis merkwaardig, want daai betrokkenheid is alles vrywillig. Daar's geen betaling voor nie en daar's baie ekstra vergaderings. Wil ons 'n bietjie vertel van die ontstaan van Tyniqua? Nou kyk, Tyniqua is geskep, of die saadjie was geplant deur Dominee Johan van der Merwe destyds, van die moedergemeente, of George NG Kerk. En in 1978 het die kerkraad toe 'n kommissie aangestel om ondersoek in te stel na die wenslikheid om 'n sentrum vir arme mense in George te stig, of te vestig. En dit het nou uitgebrei later dan, na so 41 jaar gelede, het die eerste inwoners in Tyniqua ingetrek. So was nou ons 41ste verjaarsdag. So dit is 'n lang stap wat die ding geneem het om hier te kom. Daar was baie betrokkenes, ek dink 'n paar ministers was betrokke destyds, en die minister van Binnelandse Sake was betrokke. In Tyniqua het toe die perseel by NG Kerk George oorgekoop destyds, waarop Tyniqua dan gevestig is. Ek weet, die gemiddelde ouderdom van die inwoners hier is omtrent 85 jaar. Dit wil sê, die mense woon gelukkig hier, hulle is gemaklik hier, en die omgewing wat geskep word, pas hulle. Nou, as hulle so gelukkig is, en jy kan so verouder en so aftree oord, dan is dit mos net maar lekker om hier te bly. Weet, as jy kyk na ons tuine wat onderhou word, en die dienste wat gelewer word by Tyniqua aan die inwoners, dis ongelooflik. En ek dink dit wat ons onderskei van ander aftreeoorde is die feit dat ons maak groot gewag van inwoners moet kontak hê met diere, hulle moet kontak hê met die natuur, en hulle moet interaksie hê met kinders. Ja. Ek dink dit maak dit half 'n unieke... Ja, dit skep 'n huislike omgewing vir die inwoners. Weet, dis amper asof hy by sy eie huis is, 'n kat of 'n hond by hom is. En dit maak hom ook rustig om 'n dier by hom te hê. Weet, vir alles 'n enkel persoon is. Ons het ook baie jare terug al besluit dat ons persoongerigte ondersteuning lewer. Dit is so 'n bietjie, maak ons anders as die ander oorde. Ons is juis weer in Julie besig met opleiding daaroor.
Ons sien baie daarna uit om vir Magda Pinaar te verwelkom, Ja. om vir ons daai proses te begelei. Ja, kyk, ons moet ons personeel op hoogte hou met wat gebeur in die land of in die wêreld met versorging. Ons kan nie net gaan sit en sê 10 jaar terug het dit so gewerk, so dit gaan môre ook nog so werk nie. Ons moet byhou by die nuutste ontwikkelinge in ouersorg. Dit is eintlik 'n belangrike ding wat oom sê, want die wet op ouer persone, wet 13 van 2006 gaan ons nou verander. Daar's reeds 'n konsepwet uit en waar ons in die verlede baie klem gelê het op die behuising van en die versorging van ouer persone, is die nuwe wet of die konsepwet neig baie meer na gemeenskapsgebaseerde sorg en dienste. So dit is dan ook hoekom Tanikwa besig is om strategies te kyk hoe ons dienste kan uitbrei aan die breër gemeenskap. Hier word dienste gelewer soos haarkappery, naels en ons te kliniek waar die mense kan kom vir bloeddrukke en suikertoetse en inspuitings en wat ook al. En ons wil graag hê hulle moet dit begin gebruik. Dis natuurlik die ander groot diens wat ons aanbied buiten onafhanklike behuising en die versorgingseenheid, is dat ons het ook 'n diensentrum. En dis natuurlik 'n manier, as ek dit nie mis het nie, is oom self 'n lid van die diensentrum. Ja. So mense hoef nie by Tanikwa te woon om van daardie dienste gebruik te maak nie. Nee, kyk, ek is 'n lid vir die diensentrum. Ek laat al my strykgoed hier stryk. Ek natuurlik betaal daarvoor soos die ander lede, maar dis vir my 'n dis vir my 'n bargain, want ek hoef nie 'n yster uittaal of niks te doen nie. Ek bring my strykgoed hier na toe en ek kom haal dit op die Vrydag en ek gaan huis toe daarmee. En hulle doen uitstekende werk. Ja, en ons pres nog 'n broek. Ja, dit kan ek sê. Die jonger generasie weet nou nie meer van gepreste broeke nie, maar vir die ouer garde vir wie so iets belangrik is, ons doen dit nog. Oom Toby, dit was heerlik om met oom te gesels. Dankie Lani, dit was baie lekker. Ons volgende episode handel oor ons diensentrum en daar kan u al die inligting kry hoe u as persoon wat in die huis woon en ouer as 60 is, kan deelneem aan die aktiwiteite by Tanikwa en kan voordeel trek van die dienste wat ons lewer. Ons sien u volgende week.